Nadat ek laas maandag die Jy is gekies video geplaas het, het ek letterlik honderde boodskappe gekry. Boodskappe soos hierdie ene van Mareike. Maar hoeveel seer kan 'n mens hanteer? Jesus is al wat ek het, maar mensdom die aanvalle. Wel, Mareike, dis 'n rou en 'n eerlike vraag. Die kort antwoord is, nie meer as wat jy kan hanteer nie, ek beloof jou. Die realiteit is, ons spandeer baie tyd om berge te probeer wegbid, wat God, ek dink, eintlik wil gebruik om ons te leer om sterker klammers te word. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Dis 'n given. Maar hou goeie moed. Ek het hierdie wêreld oorwin. Dan kry ek hierdie boodskap van Charles. Baie dankie, Charles. Ek wil graag hê jy moet vir my bid, sodat ek my gees kan laat aanvaar wat diep in my brand. Dit is waar en ek weet jy praat die waarheid. Wel, ek het vir jou goeie nuus, Charles, en vir almal wat hierdie video kyk, jou gees is God se gees. Hoor wat sê Jesus in Johannes 14:20. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Dis 'n eenheid, die weg, die lig en die waarheid en die lewe is reeds in jou. Dis daarom nie jou gees wat vernuwing nodig het nie, Charles, maar jou verstand. Dis waar die fight begin. Paulus het hierdie battle baie goed geken. Hy maak dit baie duidelik in 1 Korintiërs 2:14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Hoekom nie? Want dis vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie. Hoekom? Omdat dit geestelik beoordeel moet word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word die geestelike mens deur niemand beoordeel nie. So wat nou? Hoe op aarde kry ek dan nou my verstand, my natuurlike mens om anders te dink? Kan ek my mind change met my mind? Well, good luck. Is dit nie wat jy met elke nuwejaars voorneme probeer doen nie en hoe dit vir jou uitgewerk, né? Paulus sê dit weer baie duidelik. Dis grace, dis genade en dis 'n geskenk, dis gratis, mahala. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar by vas, want vers 23 en vers 24 is een sin, vers 23 is die slegte nuus, vers 24 is die goeie nuus, die kommet. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig, deur die verlossing wat daar in die Here Jesus Christus is. God het met alles wat hy het, en alles in plek gesit, om jou en my in hierdie bevrydende waarheid te laat leef. Hy het in Christus die werk aan die kruis klaargemaak, afgehandel. Nou moet ek en jy in hierdie waarheid leef. Nie net daarby probeer uitkom deur onsself te probeer verander nie, of daarin te probeer beter word nie, maar net daarin te leef. Romeine 12:2. Do not be conformed to this world. Be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Luister hierso. Be transformed. He transformed us. So be transformed. Live, in other words, in the transformed state. You're a human being, not a human doing. Dis die gift of grace, en jy ontvang dit deur oor te gee, nie deur harder te probeer nie, dis oorwinning deur oorgawe. Die stryd is die Here se. Hy het die stryd gewen om vir ons die oorwinning te gee. Ons battle is om tot die punt van oorgawe te kom, en die feit te aanvaar dat die oorwinning reeds ons in is. God leer ons met ander woorde om te aanvaar wat hy reeds weet waar is oor ons. Efesië 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, wanneer voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. 1 Timotheus 2, 3 en 4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth. Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van die Here Jesus Christus. So, wie doen die werk? Filippense 2:13, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Efesiërs 1, 16, 17, ek hou ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle dink in my gebede nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Johannes 2:27, 1 Johannes 2:27, die salwing wat van hom afkom, en wat julle van hom af ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat enige iemand julle leer nie. Maar soos die salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Weet jy waarvoor bid ek? Dat jy hierdie amazing geskenk, hierdie grace gift, wat jy gekry het, met opgewondenheid, hierdie Kersfees sal oopmaak. Geseënde Kersfees.